Vriende, goeienaand. Ons is nou by die hemelvaartdiens van hierdie jaar. Mag dit ook vir julle 'n goeie geleentheid wees waarin ons so 'n bietjie nadink oor wat die hemelvaart vir ons beteken. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons aanbid en eer U vir wie U is en vir wat U doen. U is die enigste God, daar is niemand soos U nie. En U gee om vir U skepping. U gee om vir U kinders. U dra ons deur die Gees en U lei ons deur die Gees. En daarom wil ons graag luister na U woord en wil ons graag gehoorsaam wees aan wat U vir ons sê. Seën ons by hierdie geleentheid. Ons vra dit in U naam. Amen. Kom ons luister na 'n lied van Willie Joubert, Gees van die waarheid. Luister mooi na die woorde daarvan en laat dit by jou indrink. Getrou aan die woord, Gees van die lewe, kom maak my weer nuut, rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hart, hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir die kind, maak my getuie met liefde en hoop. Van vernuwing bewoon my vandag, stort al die gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hart, hou my vir altyd by hom. Gee my die klop van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Vriende, ons skriflesing by hierdie geleentheid is Handelinge 1 vers 6 tot 11. Kom ons luister na die woord van God, soos dit tot ons kom, en ons onderwerp ons daarin. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het,
is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die mans sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Mag die Here sy woord vir ons seën. Ons lees 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie meer kon sien nie. Eintlik dink ek daar was deurgangs wolke wat Jesus vir die disippels verberg het. Hulle vra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hierdie vraag wys dat hulle nog steeds nie kon insien waarvoor Jesus nou eintlik mens geword het nie. Hulle verwagting van Jesus was steeds gekleur met drome van eie bevoordeling. Hulle eie belang was soos 'n wolk wat gemaak het dat hulle nie vir Jesus kon sien vir wie hy werklik was nie, die redder van die volk. Soos die engel van die Here in 'n droom vir Josef gesê het: Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Toe Jesus in Johannes 14, Johannes 13 vir hulle sê dat hy van hulle af sou weggaan, was hulle ontsteld en bevrees. Hulle het gedink, nou is hulle op hulle eie en sal hulle op hulle eie krag moet staatmaak sonder Jesus en sy goeie raad en leiding. Dis maar net nog 'n uitvloeisel van eie belang. Wat gaan nou van ons word? Hierdie ingesteldheid van eie belang vorm 'n soort volstrysmentaliteit. Ek is soos 'n volstrys met sy kop in die sand. Ek sien niemand nie en niemand sien my nie. Die effek van die volstrysmentaliteit van ons selfgerigtheid en eie belang is dat dit ons in ons dag ook 'n wolk tussen ons en Jesus inskuif. Hierdie wolk verberg vir Jesus net soos die wolk tydens Jesus se hemelvaart hom verberg het vir sy disippels. Aan die een kant veroorsaak dit dat ons Jesus nie kan sien nie, en aan die ander kant veroorsaak dit dat ons dink Jesus sien ons nie. Albei hierdie kan 'n baie gevaarlike effek op ons lewe hê. As ons dink ons kan Jesus nie sien nie, word wolke van misleiding, wanhoop en twyfel gevorm. In ons eie denke kom ons tot die slotsom soms dat Jesus nie bestaan nie. Wonder ons daaroor, is ons dikwels bekommerd daaroor. Alles met betrekking tot geloof word partykeer vir ons vals. Ons blindheid veroorsaak 'n misleiding. Ons fokus op die negatiewe omstandighede en dit laat ons dink Jesus is nie hier nie. Dit skep die illusie van verlatenheid, moedeloosheid, eensaamheid, wanhoop, vrees. Ons is alleen. Ons moet maar self sien kom klaar. Jesus het geweet wat die effek hiervan sou wees en daarom beveel hy sy volgelinge: moenie van hier af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat beloof is, die Heilige Gees. Daarom neem hy hulle aandag weg van hulle verkeerde verwagtinge. Is dit nou die tyd dat U koninkryk weer gaan oprig? Maar julle wat dink dat julle nou kragteloos gaan wees, sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal tydens Pinkster krag ontvang. Dis wat Jesus vir hulle sê. Hierdie belofte het nie net gegeld vir die gelowiges wat dit die eerste keer gehoor het nie, maar dit geld tot vandag toe nog vir elkeen wat glo. Dit geld ook vir jou. As ons dink Jesus kan ons nie sien nie, word weer wolke van verleiding en versuim gevorm. Dit is waar gedagtes van gemaksig en selfgerigtheid vir ons op 'n dwaalspoor kan lei, sodat ons die roepstem van God nie kan hoor nie. Ons dink ons kan doen wat ons wil. Ons kan selfs kansse vat en wegkom daarmee. Niemand sal weet nie. So verval ons maklik in dinge wat ons wegtrek van God en van God se belang. Wat ons later in die plek stel van God se wil in ons lewe. En dan mis ons doel.
'n ander gevolg van die feit dat ek dink Jesus sien my nie, is dat ek maar halwe werk vir hom kan doen. Ek kan maar lui wegsteek wanneer hy iets van my vra en nie heelhartig deel daarin nie. Ek hoef nie so betrokke te wees by die kerk nie. Ek hoef nie so heelhartig my deel te gee nie. Jesus sien tog nie eintlik raak waarmee ek besig is nie. Jesus het dit ook goed geweet. Hy het geweet dat dit deel van sy disippels se manier van dink en doen kan wees. En daarom die belofte dat wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, hulle sal getuig. Hulle sal nie kan stil sit nie. Hulle sal nie maar net in hulle eie gemaksig kan verval wanneer hulle die Heilige Gees toelaat om hulle lewens te beheer nie. Sien, hoe meer ons die Gees van God beheer oor ons lewens gee, hoe meer sal ons in lyn kom met wat God se plan vir ons lewe is. Die krag wat hy ons gee deur sy Gees, stel ons in staat om te getuig. Soms sonder dat ons daarvan bewus is. Ons kan nie anders nie. Ons lewenswyse spreek tot mense en hulle sal Christus in my lewe sien. Die waarheid wat Jesus net voor sy hemelvaart aan die gelowiges wou deurgee is: ek gaan miskien nou van julle af weg, maar ek wil hê julle moet onthou, ek sien alles, want ek is in julle deur my Gees. En hy wil ook vir hulle 'n ander waarheid deurgee. Ek wil hê julle moet weet, ek kom weer. En daarom, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in enige plek waar julle ook al in die wêreld is. Vriende, weet dus, in die omstandighede waarin jy jou ook al mag bevind, Jesus Christus is by jou teenwoordig. Hy's in jou teenwoordig deur sy Gees. Hy verstaan jou nood en behoeftes. Hy wil daarin voorsien. Miskien nie op die manier en tyd wat jy dit verwag nie, maar hy sal dit verseker doen en meer as wat jy kan bid of dink. Sy teenwoordigheid by jou sal jou lei en versterk, sal jou wysheid gee en jou in staat stel om die talente en die gawes wat hy jou gegee het deur sy Heilige Gees te gebruik tot jou beswil, maar ook tot uitbreiding van sy koninkryk. En daarom, vriende, wanneer ons nadink oor hemelvaart en wat die waarde daarvan was dat Jesus Christus hemel toe is, dan besef ons, dit het alles vir ons moontlik gemaak, want sy Gees is nou aan ons gegee. En daarom maak dit nie saak aan watter omstandighede jy is nie. Weet net, jy lewe voor sy aangesig. En jy kan dit slegs doen deur die leiding van sy Gees. As ons die Gees van God uitblokkeer, as ons hom nie toelaat om ons lewens te beheer nie, sal ons nie die teiken tref nie. Maar wanneer ons onsself aan hom oorgee en wanneer ons afhanklik is van die Heilige Gees, dan sal die Heilige Gees sorg dat ons die teiken tref. Jesus, deur die engele wat daar verskyn het nadat hy weggeneem is, sê nog 'n belangrike ding vir die gelowiges wat agterbly na sy hemelvaart. Hy sê vir hulle, ek kom weer. Hoe ons nou situasies hanteer, hoe ons nou luister na sy roepstem, hoe ons nou gehoorsaam is, maak saak vir hom. Eenmal as hy weer kom, sal ons dankbaarheid vir sy verlossing duidelik sigbaar wees in ons gewillige gehoorsaamheid aan hom. Die disippels het gekies om gehoorsaam te wees, uit te gaan en te getuig, omdat hulle hulle self aan die Heilige Gees en sy werking oorgegee het. Hoe weet ek dit? Want hulle het bidtend bly wag op die gawe van die Heilige Gees. Wat dit wonderlik maak vir my en jou, is dat ons nie hoef te wag op die uitstorting van die Heilige Gees nie. Dit het reeds gebeur 2000 jaar terug. Nee, ek en jy moet nou slegs kies om onsself aan hom oor te gee en afhanklik te wees van sy leiding in ons lewe. Dit sal 'n direkte invloed hê op hoe jy werk, hoe jy in jou verhoudings optree, hoe jy die liefde van God met die wêreld deel. Daarom pas dit ons om in die woorde van Willie Joubert se lied by die Gees van God te kom pleit.
Gees, kom neem beheer van elke klein gedagte, van my gevoelens, my wil, en wys my om te leef en tree vir tree te doen wat U my leer. Omdat ek Jesus duidelik kan sien as verlosser en omdat ek weet dat ek voor sy aangesig lewe deur die inwoning en leiding van sy Heilige Gees. Vriende, op grond van vanaand se boodskap wil ek vir jou 3 vragies vra. Die eerste een is, wat in die diens steek by jou vas? Bedink dit. Tweede enetjie, wat wil jy kies om vandag nog te verander in hoe jy voor die aangesig van God leef? En die derde een, met wie wil jy dit deel? Kom ons bid saam. Here, ons moet bely dat ons ook dikwels wolke in ons lewe het wat inskuif sodat ons Jesus nie kan sien nie. En dat dit hierdie 2 valse gedagtes by ons laat ontstaan, dat Jesus nie meer daar is nie en dat hy ons nie kan sien nie. En daarom moet ek bely dat ek dikwels so selfgerig is en my eie belang voorop stel, dat dit my wegneem van wat Jesus wil hê ek moet doen. Dat ek nie lewe soos wat hy wil hê ek moet nie. En daarom vra ek, Here, vergewe my tog daarvoor. Maar help my om nou weer hierdie boodskap vars te hoor, dat die Gees van God reeds uitgestort is. En daarom kies ek nou, Heilige Gees, om myself aan U oor te gee en vra ek, asseblief, kom lei my. Kom vang my gedagtes vas. Kom help my om tree vir tree te doen wat U my leer. Ek wil graag voor U aangesig lewe en ek wil dankbaar wees vir die verlossing wat U my gegee het. Mag U verheerlik word in my gehoorsaamheid. En Heilige Gees, mag ek beleef hoe U wel my die krag gee om te kan doen wat U vra. In Jesus naam. Amen. Kom ons luister nou na hierdie lied van Willie Berg, Gees wat lewe gee. En kom ons vat daardie woorde vir onsself en ons maak dit eintlik 'n gebed waarin ons vir die Heilige Gees vra, kom neem beheer in my lewe, kom gee my lewe. Lieve Gees, kom vul die ruim wat wag, om U te loof en eer, om neer te buig vir die voete van die Heer. Gees wat nou intree, met woorde onbeskryflik mooi, en bring dan nuwe kleur, versigtings wat ek nooit vir hom kon gee. Kom neem my hart, my lied, my klank, en asem hierdie geur. Die mooiste wat ek ooit kon vind, wil die heiligdom betree.
wys my om te leef en tree vir tree te doen wat U my leer. Kom neem my hart, my lied, my klank en asem hierdie geur. Die mooiste wat ek ooit kon vind, wil die heiligdom betree. Verheug Uself, vind vreugde in die offer wat ek gee. Glimlag sag as my woorde graag met liefde U vereer. Ja, glimlag sag as my woorde graag met liefde U verheer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is julle herder, julle sal niks kort kom nie. Julle herder sal julle nuwe krag gee en deur sy Heilige Gees op die regte paaie lei tot eer van sy naam. Hy ontvang julle soos eregaste en oorlaai julle met hartlikheid. In sy hande is julle veilig. Amen.